Wat 'n voorreg om weer saam met jou stil te word met God se woord. Ek is Rinus van Sandwyk van Sion Gemeente in Parys. Ek wil vanmôre vir jou 'n vraag vra. Hoor jy die stem? Dink bietjie daaroor. Openbaring 16 vers 7 sê vir ons vanmôre: Ek het toe vanuit die rigting van die altaar iemand hoor sê: Ja, Here God, die Almagtige, betroubaar en regverdig is u oordeele. Die woord iemand verskyn nie in die oorspronklike Griekse teks nie. Dus gee nuwe vertalings hierdie vers korrek weer as: En ek het die altaar hoor sê: Ja, Here God Almagtig, waaragtig en regverdig is u oordeele. Of hierdie stem figuurlik of letterlik is, kan ek nie sê nie. Maar soveel is seker, die stem wat roep: Waaragtig en regverdig is u oordeele, o Here, ontstaan by die altaar. In ons eie tye van beproewing en verdrukking, kan daar 'n neiging binne ons wees om die regverdigheid van die Vader te bevraagteken. Maar die altaar, die plek van offer, die kruis, spreek presies die teenoorgestelde. As jy dit nie sien nie, sal jy eendag deur die lewe gaan en die Here in die kerk seën en die volgende dag hom vervloek as gevolg van jou probleme by die werk. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ook alles genadiglik skenk nie? Omdat God my lief genoeg gehad het om in my plek aan die kruis te hang, om vir my sonde te betaal, om vir my te sterf, weet ek dat alles wat ek in my lewe doen, of ek dit nou op daardie tydstip verstaan of nie, dis reg. As ek kla oor my werk, my baas, my salarischeck, my kinders, oor enkellopend wees, oor werknemers, beteken dit net dat ek nie na die geroep van die altaar luister nie, dat ek Golgotha vergeet het. Laat die kruis toe om julle siening te verander, terwyl julle na alles in die lig van Golgotha kyk. En hierdie dag kyk ons na die kruis, en ek wil sê alles wat God in my lewe doen, is goed, want God is 'n goeie God. Die Here seën jou. Amen.